Goeiedag en baie welkom by hierdie week se uitgawe van Tuisgeloof. In hierdie week se uitgawe gaan ons kyk na julle verhale, na die tradisies wat gesinne begin het of belangrike dinge wat gesinne van hulle self agtergekom het. En ons gaan daardie verhale met mekaar deel. Ons gaan ook dan in Faith 5 kyk na die gedeelte van 1 Petrus 1 vers 3 tot 9 wat Kobus gepreek het. Tydens die lockdown het ons sekere dinge van onsself agtergekom. Het ons binne ons gesinne agtergekom of by die huis dalk agtergekom oor die maniere hoe ons optree, dinge wat ons met mekaar deel, dinge wat ons belangrik vind, dinge wat ons dalk wil ophou doen en dinge wat ons wil aanhou doen. 'n Tradisie wat ons gesin voortgesit het, is om in ons agtererf te kampeer. So tydens Paasnaweek het ons die tent opgeslaan en die naweek in ons tuin gekampeer. Kom ons kyk 'n bietjie na van die ander dinge wat gesinne in ons gemeente gedoen het. Goed. So die enigste waarde wat die enigste verhouding wat in kwadraat 2 positief is 'n sin. Ons is die Pereira gesin en ons is dankbaar dat ons tydens hierdie Grendelstaat nog steeds genoeg het om te eet en warm beddens het om in te slaap. Ons hou van bak en brou. God het besluit dat Noag en sy familie niks sal oorkom nie. Van boereplaas. Ek hou daarvan om boeke te lees en mooi boeke en baie cool boeke. Ek is dankbaar dat ons saam as 'n familie kan wees en baie lekker aktiwiteite doen soos 'n familie. Ek is dankbaar vir my gesin onder een dak en dat ons almal gesond kan wees en genoeg gesonde kos het om te eet. In Faith 5 kyk ons eerstens na die hoogte en die laagtepunte van ons week. Ons kan hierdie geleentheid ook gebruik om te sê, waarvoor is ons dankbaar? Dalk watter tradisies het ons raak gesien vir mekaar? Wat het ons ervaar in hierdie tyd van lockdown of van isolasie? Wat is die dinge wat my bevoorreg laat voel? Ons kan ook vir mekaar sê, watter dinge was vir ons ongemaklik? Waaroor is ek minder dankbaar? Wat was my laagtepunte? Jy kan die video hierso pause en gesels met mekaar dan daaroor. Tweedens, in Faith 5 lees ons die teksgedeelte.
Ek gaan vir ons 1 Petrus 1 vers 3 tot 9 voorlees. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. En dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is, om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. Verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur die allerhande beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud. Goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Die derde gedeelte van Faith 5 is om saam te gesels oor hierdie gedeelte. Wat sien jy van jou hoogte en laagtepunte raak in hierdie gedeelte? En ek wil graag vir julle 'n bietjie agtergrond gee oor hierdie gedeelte. Is dat die gemeente in Kappadosie eintlik martelare was. Dis mense wat broos gevoel het, mense wat uitgelewer gevoel het, oor hulle in 'n tussenin spasie geleef het. Aan die een kant het hulle met vrees geleef, aan die ander kant die vreugde van God se verlossing. Hoe kan jy jouself vereenselwig met hierdie tussenin spasie in hierdie tyd? Wat is die dinge waarvoor jy dankbaar is, wat jy raak sien in hierdie gedeelte? Die gedeelte begin tog met 'n groot vreugde uitroep. Later sien ons ook dinge is ernstig. Ervaar hulle gevaar. Ervaar hulle vrees. Wat is die vrese wat julle met mekaar wil bespreek? Neem hierdie tyd, pause die video gerus hierso en gesels daaroor saam. Vierdens, gaan ons vir mekaar bid. Ons bid eerstens vir mekaar se hoogte en laagtepunte, vir die dinge waaroor ons dankbaar is, sê ons vir die Here dankie. Vir dit wat op ons hart druk, vra ons vir die Here vir sy beskerming. Gaan ons met ons probleme na die Here toe. Neem hierdie tyd, pause die video hierso en bid saam. Here, ons bid dat ons nie oorweldig sal word deur ons vrese nie. Dat ons U sal bly raak sien en in U hoop vind. Lei ons waar ons onsself mag bevind. Of ons dalk mense is wat moet uitgaan werk toe, of mense wat by die huis moet bly. Of ons nuwe uitdagings op ons pad het, nuwe dinge waaroor ons opgewonde is. Seën ons daarin. Laat ons U vreugde ervaar, selfs in hierdie ongemak. Ons bid dit in afhanklikheid van U. Amen. Laastens, gebruik ons die geleentheid om mekaar op te lig. Wat uit die vreugdes kan ons raak sien waaruit ons mekaar kan oplig? Wat is die tradisies wat ons vir ons gesin wil vorentoe neem? Kom ons gesels gerus met mekaar daaroor in hierdie tyd. Kom ons droom oor die toekoms. Pause die video gerus hierso en gesels saam. Ek bid vir jou 'n baie geseënde week toe. Mag jy God se vrede ervaar ten spyte van druk om jou, ten spyte van ongemak. Mag jy ervaar dat God teenwoordig is, naby aan jou. Geseënde week vir jou verder. Totsiens.